3 minute oor 7 hier op Stroom op en in my virtuele ateljee, Dr. James Kirkpatrick en James, jy word nie ouer nie. Dankie, Isak. Jou oë het lyk my 'n bietjie sleg geword. Hoe gaan dit met jou, James? Dit gaan goed, dankie, Isak. Lekker om te hoor. James, dankie dat jy by ons aansluit en dink ek wat ek dink 'n interessante gesprek behoort te wees. Jy antwoord na aanleiding van kritiek teen Fanie Snyman se 12 artikels van ongeloof in Suid-Afrika. Antwoord jy en sê maar hoop sonder protes is liggewig optimisme. En nou moet jy vir ons beduie, waaroor gaan dit en wat is dit wat jou so laat sê? Ja, ek dink konteks is nou hier belangrik, nee. As 'n mens nou kyk na die meningsstukke van Fanie Snyman en dalk ook dan Rudy Swanepoel se reaksie daarop, dan sal jy eers my bydraetjie in perspektief kan sien. So Fanie het begin deur met 'n ontleding van wat as ware sy ervaring van die jy sou amper kon sê die leierskap wat die leiers van ons land aan ons land gedoen het. So dit is hy sê hy glo net nie meer al die mooi stories uit regeringskringe van metros, van plaaslike rade, van regryk aksies en daai soort van goed nie. Want vir etlike jare sien ons hoe die goed verval, ons sien hoe staatsentiteite verwoes word, ons sien doeteenvoudig hoe die gemiddelde mens in Suid-Afrika ly onder hierdie swak bestuur, hierdie korrupsie, die wanbestuur ensovoorts. En hy probeer dit dan nou verwoord, ek dink nogal mooi netjies, amper herhaling 12 keer in 12 artikels, wat nou suggereer van een of ander geloofsbelijdenis, maar wat hy dan nou 'n belydenis van ongeloof maak. Hy glo net nie meer al hierdie stories dat die goed reggeruk sal word nie. Dit is nou wat ons het. Ons sal daarmee, ons sal dit in die oë moet kyk. Toe is daar 'n reaksie daarop wat ek dink op 'n misverstand berus, juis rondom die begrip hoop. 'n Reaksie wat sê, ja, jy is reg, stry nie met jou kritiek nie, maar ons is nie ontmagtig nie, ons moet nie boedel oorgooi, eeg oorgee nie, ensovoorts. So, nou, laat ek nie dadelik sê, as jy nou Rudy Swanepoel se reaksie lees op Fanie Snyman se skrywe, dan kan Rudy nogal vir 'n paar mense leer hoe om van iemand te verskil. Jy weet, hy is bedagsaam en genuanceerd in sy reaksie, maar ek stem nie saam met Rudy se reaksie dat hy Fanie lees asof hy sou boedel oorgee nie. En dit het alles te maak met die begrip hoop. Nou, kom ons gebruik die algemene woorde. Meestal sou jy kon sê daar is 2 kategorieë mense. Daar's die optimiste en daar's die pessimiste. Partykeer is daar 'n groep wat 'n aanspraak maak op dat hulle 'n derde groep wil wees, hulle is die realiste. Nou, ek dink realiste is baie keer maar net closet pessimiste. So, jy het hierdie soort van taal wat ons nou gebruik wanneer ons na mense luister as hulle wêreld beskryf. Jy's 'n pessimist of jy's 'n optimist. Ek dink op 'n derde alternatief. En dit is wat Fanie gedoen het, myns insiens. Hy het 'n protes aangeteken wat waarskynlik as pessimisme gelees kan word. Maar ek dink diep onderliggend, en dis waarskynlik maar sy Ou Testamentiese wortels wat hom dit laat sê, is daar 'n element van hoop. Hoop is regtig iets anders as optimisme. Die optimiste is geneig om so 'n bietjie kop in die lug, kop in die wolke, die werklikheid of te minimaliseer of te ontken. Terwyl hoop het die vermoë om regtig die aaklige werklikheid in die oë te kyk en te sê, not a damn sal ek opgee. Dit is hoop. So,
ek het in daai stukkie van my die woorde gebruik, hoop het 'n vermetelheid wat vir niks skrik nie. Nou, die woord vermetelheid is nie myne nie, ek leen dit by 'n boek van Barack Obama, wat 'n boek oor hoop geskryf het destyds in sy veldtog om president te word, het hy die boek geskryf, The Audacity of Hope. Nou, waar my begrip vermetelheid vandaan kom. Dit is die aard van hoop, en ek kyk uit 'n geloofsperspektief daarna, uit 'n bibliologiese perspektief daarna, dan sê ek, ja, dit is die interessante, dat hoop kan kla, hoop kan huil, en tog vir mense 'n soort van 'n energie gee. So hoop het 'n aktivistiese element. Ja. So, lang storie, ek kies vir die woord hoop. Ek is nie optimisties oor Suid-Afrika nie. Ek is wel op 'n diep manier hoopvol oor Suid-Afrika. Kyk, ek doen nou al 'n redelike lang ruk hierdie werk wat ek doen, lank genoeg om nou te sê, okay, ek dink ek kan dit doen, maar ek het die voorreg om met daai stukkie pastorale agtergrond en ondervinding ook na nuus te kan kyk. En ek noem dit 'n voorreg, want ek dink dit help mense om anders te kyk na goed. En ek sê altyd vir mense, dis 'n onreg om iemand sy reg tot klag te ontneem. Want dis 'n as jy pastoraal gaan kyk, daai prosesse wat 'n ou moet deurgaan, daai hele proses om uiteindelik iemand se verlies te verwerk, dan is dit alles noodsaaklike elemente. En soms voel dit vir my mense se aandrang daarop dat jy moet positief wees, dat jy optimisties moet wees. Ontneem iemand anders sy reg om te kla, terwyl daar goeie rede is om te kla. Hoe dink jy daaroor? Ja, ek stem absoluut mee saam. Kyk, in my eie lewe is Desmond Tutu 'n rolmodel. Hy's 'n ikoon. As jy terugdink, dink nou maar aan daardie Chris Hani gebeure, land op 'n mespunt. Wat doen Desmond Tutu? Hy ontken nie die mense se woede nie. Hy gee vir hulle geleentheid om daai woede te uiter. Hy doen dit namens hulle. Hy huil namens hulle. As jy onthou by die Waarheids- en Versoeningskommissie, hoe Desmond Tutu dikwels, en baie mense het gesê, dis nou melodrama, maar waar hy intens emosioneel is oor hierdie aaklige werklikheid wat daar voor hulle afspeel. Maar as jy nou terugdink aan sy bydrae aan Suid-Afrika, dan is hy die ou wat met integriteit heeltyd vir mense hoop gegee het, sonder dat hy die klag ooit ontken het. So as my ou stukkie wat ek geskryf het, kom daarvandaan af. Ek sien onderaan in die kommentaar op daai stuk skryf iemand, ja, hulle kan dit verwag van iemand wat Desmond Tutu genooi het om in sy gemeente te kom praat. Dit is so, die ou is reg. Dis wat gebeur het. Ek het Desmond Tutu genooi, want dis daai soort van Christenskap wat my aanstaan. Nie hierdie vroom woordjies, ag nee, alles sal regkom, is mooi, is reg, ons moet nie glo. Ag, dis nonsens man, ons moet hoop in sy aktivistiese gestalte moet ons herontdek. En dit dink ek kan vir mense iets beteken. Dit is waarom ek dink my job het nog sin, is dat ek oor mag praat. James, verreweg die meeste mense wat na hierdie kanaal luister, identifiseer hulle self as Christene. So ek dink die volgende vraag is 'n goeie een om op te fokus, want jy skryf dit ook in daardie meningsstuk van jou, waarin jy sê, net soos die klaaglied in die Psalm se uiting van geloof is dit ook waar van Snyman se ongeloof. Soms is Christene geneig, gelowiges geneig om te dink, maar negatief wees en kla is nie deel van 'n gelowige se mondering nie. Maar soos wat jy daar skryf, is dit eintlik 'n kernbelangrik.
Ja, met hulle Bybel lees. Ek bedoel as jy die Psalmbundel lees, nee. Hoe groot deel van daai bundel wat nou mos is nou ervarings van mense. Dis mense wat voor God staan. Hoe groot deel van daai bundel is klaagliedere? 'n baie groot deel. En as jy daai werklikheid wil ignoreer, dan moet jy maar net sowel jou Bybel ook weggooi, want hy gee nie vir jou hierdie stroperige, soetsappige verlange na die hemel storieetjie nie. Dit gaan nie uit die hemel om daar te kom nie. Dit gaan om die aarde en om te survive, hoe om hier te leef. So is dit dis ons mag dus dit wat verkeerd is in hierdie stadium raak sien en dit neerstip en ons wrevel daarin verwoord. Wel, mag is dit 'n sagte woord. Jy moet dit doen. Dis 'n soort van as jy iets verstaan van geregtigheid, dan is dit mos nou juis om telkens na die wêreld te kyk en te sê, is dit 'n wêreld soos wat God wil hê die wêreld moet lyk? Of is dit 'n wêreld wat ons opvoeter? En dan moet daar 'n protes kom. Jy het hierdie sterk profetiese stem uit Ou Testament wat Jesus op sy manier ook opneem. So nee, daar's nie net 'n mag nie, jy word nie net toegelaat nie. Jy moet hierdie goed uitwys vir wat dit is, en dit is waarom ek oor Fanie se stuk gesê op 'n manier hoe negatief dit ook al geformuleer is. So uitdagend om die woord ongeloof. Dink jy nou die professor in teologie bely sy ongeloof? Dis 'n lekker uitdagende stelling. Maar selfs dit moet gedoen word. Dis echt hierdie ander manier van kyk daarna. Jy weet, jy ken dit mos nou net die silwer randjie antwoorde. Dit werk nie. Dit is nie langtermyn hoop nie. Dit gaan ons nie deurdra nie. Ons het kyk, hoop het 'n ander maatjie, 'n bedmaat wat gewoon resilience is. As jy in die psalms gaan kyk, dan kom jy goed saam. Ek is te gronde, maar daar's 'n stukkie vasbyt. Jy kry selfs, ek praat nou heelwat uit die psalms uit omdat hierdie klag baie sterk daar lê, maar jy kry hierdie wat al genoem is die vloekpsalms, die imprecatory psalms, soos dit in Engels genoem word, waar ouens regtig kwaad is. En dan word hulle toegelaat om daai woede te verwoord. So ek dink daar is dis byna 'n sanksie. Doen dit, jy het dit nodig. Sê wat aangaan in jou kop. Ek sien hier so een van ons gereelde kyk, Colin Hoffman sê 'n optimis is iemand wat 'n staatstender gekry het. James, jy het 'n belangrike ding gesê in die begin oor die manier waarop Rudy van Fanie verskil het, en jy's inderdaad reg. Rudy is ook bekend vir sy beleefdheid wanneer hy sy mening stel. Maar dis 'n baie belangrike ding hierdie in die groter gesprek in Suid-Afrika. Hoe meer ek elke dag met hierdie goed te doen het, hoe meer kom ek agter hoe Suid-Afrikaners hulle self teenoor mekaar posisioneer en op verskriklike maniere van mekaar verskil. Terwyl ons dan nou daaroor praat, miskien moet ons iets daaroor sê ook. Wat is dit wat maak dat ons so in Donald Trump se woorde so terrible met mekaar is? Ja, ek dink is omdat ons nie daarin slaag om onsself te relativeer. Ons is nie so belangrik nie, ons is nie so reg soos ons dink nie. En veral ook Christene, as hulle net verstaan dat hulle maar 'n perspektief het, en nie die enigste en laaste perspektief nie. So as jy gaan kyk hoe Rudy dit doen, ek sou sê daar is 'n model. Doen dit so. Hy het baie duidelik gesê waar hy verskil. Maar jy kan verder met hom praat, want hy pretendeer nie om die laaste woord te hê nie. En daarin lê dalk die stukkie advies vir elkeen van ons, nê? Om nie altyd die laaste woord te wil hê nie.
Ja, of om so seker te wees. Kyk, daar in Engels is daar 'n begrip tussen conviction en certitudes. Jy kan jou conviction sê, jy kan absoluut oortuig wees en jy behoort ook met passie te sê. Ek het oortuig en ek gee nie om dit met drif te sê nie. Maar certitudes, daai sekerhede, jy is so finaal seker. Dit is mos onmoontlik. Juis in die Christelike geleerdere, as ouers vir my sê, kom ons praat oor hierdie ding, maar die Here het vir my gesê. Nou, hoe moet ek nou verder praat? Die Here het nou vir jou gesê, ek het mos nou nie 'n woord om vir jou te sê nie, want dan praat ek, dan stry ek mos nou met die Here. So daai soort van taal moet ons los. En sê, dit is wat ek dink, met die perspektief wat ek op die ding het, met die inligting tot my beskikking. Net daai stukkie selfrelativering, noem dit beskeidenheid, maar nie hierdie valse beskeidenheid van, ag ek is nou so beskeie, maar eintlik reg nie, weet. James, is vreeslik lekker met jou te gesels. Voor ek jou groet, ek sien hier Johan Botha sê, daar's daai ou grappie na die val van kommunisme. Dat 'n pessimis in Moskou is iemand wat dink dinge kan nie erger word nie, terwyl 'n optimis oortuig was dit kan nog. Ek dink dit geld maar dieselfde vir Suid-Afrika. Ja, ek sê vir my is die mooie van ons land en ons mense is daai resilience. Jy staan verstom. Daarom as dis nie maar 'n goedkoop sinnetjie as ek sê ek is nie optimisties nie. Daar is baie verkeerd. Maar ek is hoopvol want ek sien 'n stuk resilience, ek sien hierdie verbetenheid, hierdie vermetelheid, julle sal ons nie onderkry nie. En dit lê nie net op die sportveld nie, dit lê in die DNS van ons mense. Ek dink so, ek het een keer 'n kollega uit die VGK kerk het vir my gesê, man, ons het die wonderlikste mense in ons land, ons het net die swakste leiers. Maar hy het nie die woord swak gebruik nie, hy het 'n ander woord. Het ry met swak. En daarin sit iets, nee, ek verstom my aan die mense van ons land en daarom is ek hoopvol, maar ek deel nie daai. Dan moet jy nie sê as Fanie nou daai goed sê nee, hy het nou boedel oorgeen. Hy het not 'n damn boedel oorgeen. Hy is steeds hoopvol. Dr. James Kirkpatrick, dit was lekker om met jou te gesels vanoggend. Dankie dat jy vir ons tyd gemaak het. Groete en alles van die beste daar by jou. Dankie Isak. Goed gaan. Daar het julle dit. Julle kan klaar, man. Julle het die verpligting om te klaar het. Julle moes nou gehoor. Dit was nou vreeslik lekker om met James te gesels. En dis 'n gesprek wat op 'n geloofsvlak lê, maar ek dink tog een wat op 'n stewige nuusboeg staan. As ons gaan kyk na wat in Suid-Afrika aan die gang is en hoe mense dit hanteer en waarheen ons met mekaar gaan. Nee, ek sien dit mos nou elke dag. Ek sê mos altyd ek dink my grootste voorreg in die lewe is dat ek hoef nie kant te kies nie vir hier waar ek sit nie. Ek moet net die storie vertel. En dit stel my in staat om soms die prentjie op 'n ander manier te sien. En ek kyk mos nou hier wanneer julle beklei oor Trump en wanneer julle beklei oor Israel en oor Iran en vir mekaar verskil en so aan. Dink ek moet 'n ou meer sulke gesprekke hê soos die een wat ons nou met James gehad het. Staalburger wil weet of ons mag vloek. Ek Staal. Nee, ek dink dit is ook terapeuties om dit so te doen. Ek is net hierna terug.